Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Ons almal ken daardie gevoel wanneer jy by 'n verkeerslig stop en oogkontak maak met iemand wat vra vir geld. Ons wil jou graag bemagtig om 'n meer langdurige verskil in hierdie mense se lewens te maak. Vir slegs R50 kan jy 'n My Change voucher koop met 4 kaartjies. Hierdie kaartjies kan ingehandig word by enige U-turn of messentrum vir een van die volgende: klere, 'n warm stort, 'n maaltyd of 'n veilige slaapplek. Daarna word daar ook 'n pad gestap om hierdie persoon uit huisloosheid te help. 90% van alle vouchers wat uitgegee word, kom terug na die sentrum, so koop vandag nog jou vouchers by die koffietoonbank en maak 'n verskil in iemand se lewe. Ons is super opgewonde om ons aanddienste volgende jaar, die 15de Februarie om 17:30 te begin. Ons gaan dan elke liewe Sondag aand gaan ons aanddienste hê. Toe ek gehoor het ons begin met aanddienste, was ek super opgewonde en ek het 'n bietjie gebid en vir die Here gevra vir woord vir die aanddienste. Die Here het vir my Romeine 16 gegee en toe ek dit eers lees, sê ek van okay, maar dis bietjie weird. Ek verstaan nie wat die Here vir my probeer sê uit die vers uit nie. En hoe meer ek lees, toe besef ek Paulus se bediening sou nooit suksesvol gewees het sonder die gemeenskap rondom hom nie. En mag dit ons aanddienste ook wees. Mag ons 'n gemeenskap wees wat so by mekaar is, dat ons mekaar laat veilig voel, wat jy weet jy is geliefd en wat jy weet jy kan in vrede leef. So as jy elke Sondag aand by ons aanddienste instap, by daai deure instap, dat jy weet ek is geliefd, ek is geroep en die mense hierso neem my in hulle gemeenskap. Ons aanddienste gaan spesifiek fokus op studente en jong werkendes, maar enige iemand is meer as welkom om ons te join. As jy graag ons aanddienste wil join, of jy weet van iemand wat ons aanddienste wil join, kontak my gerus en ons laai jou op ons database. Ons aanddienste gaan 'n event wees elke week wat jy nie wil of kan mis nie. So maak seker jy join ons. Sien jou volgende jaar. Ons het 'n bord van impak waar ons saam bid vir jou gebedsversoeke en vir mense wie nog nie die Here ken nie. Kom skryf 'n naam of gebedsversoek op kaartjie en draai dit om wanneer die persoon tot bekering kom of wanneer jy 'n antwoord op jou gebed gekry het. Met net een link kan jy registreer vir ons events, finansiële bydraes maak, na ons preke en podcast luister, deel word van 'n bediening en nog meer. Scan die QR-kode en save die link op jou appscreen om dit maklik te kry. Ons preeknotas is elke week beskikbaar op die YouVersion Bible app. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem.
Jy kan jou sitplek neem, dis lekker om te sien dat jy wat hier is, dit beteken jy is of op vakansie in die Kaap, of jy is nie met vakansie nie en jy is in die Kaap. Hoe ook al sê, jy is in die Kaap en dis waar jy wil wees, dis die plek waar jy wil wees. So dis lekker, onthou nou ons Kersdiens donderdag, dis net 4 slaapies, né? Ja, dan kan jy vir iemand sê, geseënde Kersfees, daai dag wat jy die hele jaar voorwag, die hele jaar, almal hou net van Kersfees, ons praat oor Kersfees, ons is lief vir Kersfees, ons geniet dit, so dit is net 'n paar dae, dan sê jy daar. So mag jy dit beleef, mag jy sy goedheid en sy guns beleef in hierdie tydperk. Ons is reeds eintlik al klaar daar, so ons praat juis oor hierdie reeks wat ons doen, gaan oor 'n storie wat ons vertel vir jou, wat 'n paar sondags op mekaar volg, en natuurlik Kersdag gaan die storie aan, en hy eindig eers die 4de Januarie, dan maak die storie eers klaar, so jy kan lekker hierdie storie saam met ons deel. Dit gaan oor die storie van die wewer. Nou, ons gaan, as jy nou verlede Sondag hier was, het jy die inleiding gehoor, en waaroor dit gaan, en vandag gaan ek verder gaan, as ons aangaan met hierdie storie. Maar ek dink dit voor ons dit doen, sê gou vir iemand langs jou net, amper geseënde Kersfees. Dit is baie naby. Ja, ek weet nie wie geskenke koop nie, maar as jy nou nie gekoop het nie, sterkte. Okay, so verlede week het ons afgeskop en gepraat oor die belofte. Die belofte wat gekom het jare terug, die profete wat hierdie belofte gehad het van die koning wat sou kom, en hierdie vanoggend vat ek hom bietjie net na 'n ander prentjie toe, as ons hom vat na die begin van hierdie presentation toe, wat sy naam is, hy gaan nou oor, gaan ek weet julle, doodgewone mense, maar ergens gaan Rian hom vir ons uitfigure. So, vanoggend gaan ons hom net bietjie verder vat, as ons praat oor hierdie belofte, die Here gee vir jou 'n belofte, en ons het verlede week gepraat oor hierdie belofte wat jy ontvang, en miskien is daar baie goed in jou lewe wat die Here al vir jou beloftes gemaak het, of wat jy verstaan is wat die Here vir jou gee, maar hierdie belofte het nog nooit tot sy volle sin gekom, of tot sy volle, nooit gerealiseer nie. En hoe tree ons op in hierdie tyd, en dan natuurlik vanoggend gaan ons hom vat na, maar wat gebeur wanneer hierdie belofte waar word? Daar gaan ons na doodgewone mense toe, dis waar ons gaan praat. So die belofte van God word waar. Jy weet die prentjie van die hond wat altyd die kar jaag, nou wat maak hy die dag as hy die kar vang? Jy weet, stop hy, sê ek het afgetree, kar gevang, ek het dit gemaak, of soek hy die volgende kar? Jy weet, wat is die volgende kar wat hy gaan jaag? Die belofte, die Here gee vir jou belofte, maar wat maak jy? Hoe impakteer dit jou lewe as dit wat jy die Here voor vertrou waar word? Wat is jou grootste droom waarvoor jy die Here vertrou wat nog nie waar geword het nie? Dink gou daaraan. So wat doen jy die dag as dit waar word? Hoe verander dit jou lewe? Is dit soos jy het so gewoond geword om te vertrou vir iets wat moet gebeur, dat die dag as jy dit kry, is jy nie so opgewonde soos wat jy moet wees nie, want wat maak ek nou met al hierdie emosie, en miskien het my lewe 'n tipe van identiteit aangeneem, deurdat ek die Here vertrou, en almal weet, ek vertrou, en dit het eintlik wie ek geword het, nou het ek dit, nou het ek niks meer om vir mense te sê waarvoor ek die Here vertrou nie. Jy weet, daai prentjie van, hoe verander ons lewens as hierdie belofte vervul word, en ons gaan daaroor praat. So onthou nou, hierdie is die opbou na Kersfees toe, so die storie kom nou van, die Here het deur die profete 'n belofte gemaak, 'n seun word gebore, en hy gaan tussen ons kom woon, en hy gaan hierdie titels hê, wonderbare raadsman, vrede God, of vredevors, sterke God, en al hierdie titels gaan op sy skouers wees, en verlang het die mens geleef met hierdie prentjie van in hierdie belofte, en ons gaan Kersdag sien toe Christus gebore word, maar hierdie een is 'n bietjie nader. Ek wil met jou praat oor hierdie prentjie van doodgewone mense, so hierdie het ek nou al gesê verlede week en vandag, waar ons gaan praat. So ek wil net praat oor hierdie storie in Lukas 1, dis vers 5 tot 25, ek het net 'n paar verse gaan uithaal, want dit is net te lank om te lees, jy kan die hele gedeelte gaan lees, as jy by die huis kom, maar hy maak sin, as ons hom so lees wat ek uitgehaal het, jy gaan die draad van die storie kry. So hierdie is baie naby aan die geboorte van Christus, so hierdie belofte het nou al gekom van die profete af, reg hierdie mense, tot in hierdie gebeurtenis. Hier is 2 doodgewone mense, daar staan geskryf, en dit het alles begin, by 'n Joodse priester met die naam van Sagaria. Gedurende die tyd van Herodes,
koning van toe Herodes koning van Judea was. Hy was lid van die diensgroep van Abia en sy vrou Elisabeth het hom het ook uit die priesterlyn van Aaron afgestam. Abia en Aaron is dieselfde. En Sagaria en Elisabeth het reg gelewe voor God. Hulle het die Here se bevele en voorskrifte nagekom en hulle het nie kinders gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en hulle albei al oud was. En eendag was Sagaria besig om God in die tempel te dien, want sy diensgroep was die week aan diens. En terwyl Sagaria in die heiligdom was, verskyn 'n engel van die Here aan hom, regs van die wierookaltaar. Maar die engel sê, moenie bang wees nie, Sagaria, want God het jou gebed gehoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Sagaria sê toe vir die engel, hoe sal ek weet dat die dinge gaan gebeur? Ek is al 'n ou man, my vrou is nog ouer. Nee, my vrou is ook al op gevorderde leeftyd. En toe sê die engel, ek is Gabriel en ek staan in God se eie teenwoordigheid en hy het my gestuur om die goeie nuus aan jou te bring. En omdat jy nie geglo het wat ek sê nie, sal jy nie kan praat nie, totdat die kind gebore is. Want my woorde sal op die bestemde tyd beslis waar word. En kort daarna het sy vrou Elisabeth swanger geword en sy het vir 5 maande in afsondering gegaan. En hoe goed is die Here, het sy uitgeroep. Hy het die skande van my kinderloosheid van my af weggevat. So hierdie is 'n storie. Ek gaan ons 'n bietjie vir jou invul, 'n bietjie inkleer. So hier's hierdie 2 mense. Hier staan geskryf, hulle was 2 goeie mense. Hulle het inteendeel staan daar, hulle het reg gelewe voor die Here, hulle het niks verkeerd gedoen nie. Hulle albei het 'n history van goeie oorsprong. Ek bedoel albei is 'n prentjie is hulle kom vanuit hierdie afstammeling eintlik van Aaron wat die eerste hoëpriester was en uit hierdie hoëpriesterskap of uit hierdie noem hulle die priesterorde van Abia, dis wat dit vandaan kom en eintlik was Sagaria 'n priester, 'n hoëpriester, een van die priesters gewees wat deel is van hierdie priesterorde wat al vir jare en vir eeue bestaan. So dit was gesiene mense. Ek skryf daar soms voel hierdie losgarings aan die agterkant van hierdie tapuit, hierdie tapestry, nee. Is soos tye waar God stil geword het vir ons. Jy weet, jy kyk na hierdie mat en dis waar ons hele storie gaan oor die wewer. Die voorkant van hierdie mooi tapuit is beautiful prentjie, maar die agterkant hang dan nou al hierdie garingdrade en as jy om in die agterkant kyk, dan lyk hy partykeer nie die storie lekker inpas nie. En hulle het dalk so gevoel in hulle lewe. As jy nou kyk na hulle geskiedenis waar hulle vandaan kom, en die ding is van Elisabeth, sy kom direk vanuit hierdie, is 'n afstammeling van Aaron. So ek bedoel, as jy in daai jare die name genoem het van Moses of Aaron, dan was jy een van die gesiene. So sy kan sê, my oupa grootjie se oupa se, was Aaron gewees. Verstaan jy? So dit gee vir haar nogal 'n bietjie. Nou kyk die mense, hulle dink, ja, maar hier is 2 oulike mense, maar nou hulle werk by die tempel. So ons vertrou hulle met ons lewens. Maar nou begin die mense bietjie wonder, want in daai tydperk beteken dit as jy nie kinders gehad het nie, of kinders was eintlik God se seën was op jou lewe, nê? So nou hulle het nie kinders nie. Nou kan ek dink in al die jare wat hulle tempeldiens doen en werk en priesters is en al hierdie mooi gedoen, was miskien nie die een ding wat hulle gesê het, "Ja, maar wonder wat dink die mense van ons, want ons moet eintlik vir hulle die antwoorde gee en ons is die priesters en ons gee vir die geestelike leiers, maar die prentjie is, hulle sien nie die seën van die Here op ons lewens nie. Hoekom? Want ons het nie kinders nie. Jy kan agterkom, hierdie gesprek het al lank gegaan, want die engel vir hom vra, het sê, hoorie, maar jy is al 'n bietjie oud. Toe sê, ja, my vrou ook. Jy weet, asof hulle hierdie gesprekke gehad het en gesê het, hoorie, mamma, jy word nou nie jonger nie, ons moet nou hier begin 'n planne maak. Jy weet, ek bedoel, hoe gaan hierdie ding werk? Want dis meer net as om kinders te hê, dit is 'n fisiese
teken vir die hele volk dat die Here by ons is, want as hy by ons is hy by die volk. As ons geseënd is die volk geseënd. So dis 'n teken van, is die Here nog bewus van die volk? Is die Here nog bewus om die volk te seën? En dis waar hulle self bevind het. Jy kan nou dink, hy het miskien nou eendag daar by die tempel gestap en toe vang hierdie noontjie sy oog jare terug en hulle het nou saam so die Here begin dien en al die goed het mooi gebeur, hierdie beloftes van waar gaan ons eendag groot word, waar gaan ons bly, waar gaan die kinders wees, en nou is hierdie storie toe hulle in die einde van hulle lewe amper is ver gevorderd, het niks van daai beloftes waar geword nie. En dit was amper verlede week se preek, jy weet, die beloftes van die Here wat kom, en jy sien dit nie. Nou hierdie ene, staan hy nou daar, en amper hier kom die engel en sê, weet jy wat? It's gonna happen now. Dit is so interessant, sy reaksie, sy eerste reaksie was, ja, ek weet nie of ek dit kan glo nie. Die Here sê vir jou, miskien vertrou jy hom al so lank vir iets, en jy kry 'n woord of 'n skrifgedeelte of iemand kom spreek die waarheid van die Here in jou lewe, en hy sê, die Here sê, dit gaan nou gebeur. Die een pastoor jare terug, het hy vir mense gebid, die storie, dit is die waarheid. Pastoor Wort, as jy hom ken, hy was 'n ou man in die AGS, sê en dan bid, hy sê, hy voel vandag vir mense bid wat wil verloor. Nou kom staan die een ou daar voor, hy sê van broer, ek gaan vir jou bid, hou vas jou broek. Dit is amper 'n storie van, ek kan nie glo nie, Here, ek kan nie glo hierdie goed gaan nou gebeur in my lewe nie, dit is so lank, en dis maar waar hy was. Jy weet, ek skryf daar aan die agterkant van die tapuit, en dis hoe hulle na dit gekyk het, lyk alles deurmekaar, ek kyk na hierdie deurmekaarheid, en God sien miskien die prentjie raak van die beautiful prentjie van die mat, en die agterkant van die mat sien ons niks prentjie raak nie, en dis waar hulle is, en dit maak hulle bietjie deurmekaar, en hulle voel net dalk by hulle self, so ek weet nie, Here, u sê u sien dit, maar ons kan dit nog nie sien nie. Daai agterkant, daai deurmekaarheid, ek skryf dat dit is die gebede wat onbeantwoord is in jou lewe, dis die onvervulde beloftes, dis die tye van stilte, daai oomblikke wat jy net voel, Here, ek weet tog, u is daar, maar ek sien dit nie, ek beleef dit nie, ek voel dit nie, die gebede word nie waar nie, en ek wonder oor al hierdie goed. En ek wil 'n bietjie vat uit die prentjie toe die tye van stilte, want Sagaria het in sy belewenis, sy storie, sy journey met die Here, het hy 2 tye, groot oomblikke van stilte beleef, en elkeen was bietjie verskillend. Die een was voor die belofte, en die ander een was na die belofte. Die een is die tydperk van wat hy en sy vroutjie Elisabeth maar net geleef het, en vertrou het dat die Here gaan hulle goed gunstig wees, en vir hulle kinders gee, sodat dit 'n teken van seën is, wat op hulle lewe is, en daar het niks gebeur nie, vir 'n lang tydperk in hulle lewe, dink ek, het hulle hoeveel keer gepraat daaroor, met die Here gebid en gevra, en niks het gebeur nie, so hulle het beleef God is stil, en die tweede een is toe die belofte aangebreek het, en die engel sê net, wat gaan gebeur, toe word Sagaria stil gemaak, vir 'n tydperk, so daar's interessant, 2 oomblikke, die een oomblik is amper waar hy beleef, God is stil, en die tweede oomblik is waar God amper vir hom sê, hoorie, wie is jy nou stil? Jy weet, in hierdie hele prentjie van sy journey met die Here, so die eerste gedeelte waar hy stil is, daar's hy nou, is voor die belofte, so hy's 'n priester, maar God is stil oor sy nageslag, en dis waar die vraag kom, ek dink in hierdie tydperk van waar jy in jou lewe beleef, God is stil, is die vraag, wat miskien opkom, is ek goed genoeg? Daar staan geskryf, hulle het geleef, alles goed, reg gedoen, reg gelewe, en dan vra jy, maar Here, wat meer moet ek doen? Weet God ooit van my? Wat doen ek verkeerd? Wat is nie goed, Here? Hoe moet ek anders leef? Here, ek verstaan nie, want ek dink, ek probeer alles in my vermoë doen om reg te leef, maar Here, op die einde van die dag is daar net nie, ek kry net nie antwoord nie. Dis net nie asof God daar is nie, asof God net stil is, en jy sien die oomblik, as God stil is, dan begin ons onsself te bevraagteken, ons begin onsself die vraag te vra, en dan, hopelik, raak dit nie so erg, dat jy jouself verwyder amper van God se goedheid in jou lewe nie, en sê, maar die Here bestaan nie, maar jy sal aanhou, en sal aanhou, en sal aanhou, om die Here te vertrou, en die Here te vra, vir dit wat aangaan, ek help my net weer 'n bietjie, is hierdie ou se battery half bietjie pap, of wat gaan nie aan? Okay, so tydens hierdie tyd van stilte, dis die ding wat in ons lewens gebeur, ons voel verraai, en ons voel teleurgestel.
Miskien is dit 'n sterk woord om te sê jy voel verraai. Maar dis dalk wat jy dalk voel. Jy voel die Here is nie waar nie. Die Here is nie getrou aan sy woord nie. Want Here, as partykeer sê dit, Here, ek kan nie glo nie, maar hierdie buurman van my is die grootste Filistyn en hy het nou weer die grootste Ferrari of die grootste Mercedes gekoop. Hoe werk dit? Here, ek in my klein karretjie en ek dien die Here en ek doen alles wat reg is. Maar hierdie Filistyne. Jy weet, en dan voel jy half, Here, maar is nie waar aan die woord nie. Jy weet, in die ander prentjie is, jy voel teleurgestel. Jy sê vir almal, soos hoe hulle gevoel het, ja, ons is priesters, ons is iemand wat vir julle voorbeeld moet wees vir geestelike leiers, maar die goed gebeur nie in ons eie lewe nie. So, jy voel so bietjie, Here, jy drop my bietjie, verstaan, as jy my daarom wil gebruik as 'n geestelike leier, daarom lyk of ek 'n verhouding met U leef. Laat dit daarom lyk of 'n paar goed is wat bewaar word en of U daarom in my lewe miracles wat gebeur dat mense glo en vertrou dat U het ons aangestel. En ek dink dis waar hulle was dalk teleurgesteld en dit is net in daai tye omdat die Here stil is. Ek sê daar, jy kan aangaan, dankie. Ek sê daar, God werk nie net in jou oorwinnings nie. Besef dit, die groot les wat jy leer in tye wanneer God stil is die volgende. Hy werk ook in jou wagtyd. Maar baie, hoor mooi ek sê, hy werk in jou terwyl jy wag. Hy werk in jou wagtyd. Hy werk in jou onvervulde gebed. So hy werk in jou wanneer jou gebede onvervuld is. Wanneer daai gebede nie bewaar word nie. Hy werk in deel van jou lewe wat jy lankal opgegee het, daai area, daai oomblik in jou lewe wat jy gesê het, hoorie, dis nou verby, dis nou klaar, ek gee nou maar oor, ek gee op. Hy werk in daai tyd, en ons sing daai song, even if I don't think he's working, dan sê ons, Here, U werk in tye wanneer daar stilte is, U werk in tye wanneer ek nie eers besef nie, Here, as ek nie eers dink dat U mee besig is, nog steeds is U besig om te werk in my lewe. Ek dink die groot ding is, ons dink net God werk as die resultaat daar is. Maar hy werk vir die resultaat in die lewe, dankie. Hy werk, nou is die lig hier rooi. Ek het maar agter. Moenie worry nie, hy werk ook in die battery wat pap is. Die ding is, die Here werk in jou situasie van jou lewe. Ongeag. En ek dink dit moet ons sê. Die tweede een wat ek wil vat is, na die belofte. Hierdie was die ander stiltyd, dis amper waar die Here hom stil gemaak het. Nou dit voel as jy dit lees, asof die Here hom kom straf het hier, né? Hierdie arme ou, dit voel vir my amper, dis bietjie onregverdig. Hy het dalk net so bietjie geaarsel voor hy met geloof geantwoord, yes, dis die tyd, en hy gesê, gaan dit regtig gebeur, dis amper dit, wow, Here, is dit nou genuine, so ek sê nie, is dit so, en die Here, die Engels sê van, omdat jy nou nie geglo het nie, omdat jy ongelowig was, gaan ek jou nou straf, nie, dat hy nie straf nie, hy sê, gaan jy stil wees, jy gaan stom wees, en ons beleef het as 'n straf vir hom, maar dalk was dit aan die een kant vir hom, ek weet nie, maar aan die ander kant is dit dalk, sodat hy self moet stil word in sy gedagtes, en in sy dade, om te hoor, ek skryf daar, want hy moes dalk die Here bekom en opnuut, laat hy moet leer hoor, op 'n ander manier, sy ore kan instel, hy moes stil word, sodat God se stem harder kan word, ek skryf daar, dit was nie 'n straf nie, God wou net Sagarias se hart herinstel. Jy sien, partykeer kan ons so vasgevang word in, ek dink nou daai blaffende hond, nê, wat die kar jaag, dat die blaf word so hard, hy hoor nie eers as jy vir hom sê, pas op, boefie, kar gaan jou trap. Hy word so vasgevang in sy aksie van blaf, dalk word ons so vasgevang in die manier, dat ons nie eens God se stem kan hoor nie, want ons is so in ons emotions so besig, daar soveel ander klanke en geluide in ons stemme, hy moes opnuut leer, sodat hy weer God se stem harder, dat God se stem harder kon hoor, ek skryf dit, ek sê, ouens, soms moet God jou laat stil word, sodat jy weer sy stem kan hoor tussen al die geraas wat jou hart en gedagtes vul. So as jy daai gedeelte lees, en jy hoor hierdie gedeelte waar Sagarias stil word, is amper om te sê, imagine yourself, imagine jou huis, en niemand praat nie. Party mans gaan sê, halleluja. Maar nie regtig nie, ons weet, jy is maar net groot mond is en jy pelle by die bar, by die braai, amper ek by die bar, pelle by die braai, jy is net baie groot mond daar tussen hulle. Maar as jy by die huis kom met jou vroukie maar praat, anders jy maar saai lewe gehad. Maar jy verstaan daai, imagine jy kon nie praat nie, hoe diep sou jou gedagtes gegaan het.
En ek dink dis wat die Here jou wil hê. Hy wil sê, ek wil jou wegkry van hierdie geraas en hierdie amper hierdie valsheid wat die vyand dalk vir jou bring en hoor my beloftes, hoor my stem en hoor my droom en hoor my pad wat ek vir jou lewe het. En dan vat dit ons storie na God se heerlikheid toe. Jy het hom nou eers beleef, die realiteit is wie ons is, dan wat gebeur het in ons lewe wat ons gemaak het, om dan te kom tot die prentjie waar God deurbreek. En dis daai oomblik toe Johannes gebore word. Ek bedoel, daar's die bewys, nê. Ek bedoel, dit het gebeur en ons weet almal wat so groot profeet en wie Johannes was in die tydperk, want hy was die een wat Christus se geboorte en Christus se lewe kom aankondig het. Hy is die een wat vooraf gegaan het en vertel het, maar die Messias kom nou. En ek bedoel, die mense het geleer deur hierdie hele storie van Sagaria en van Elisabeth dat God is daar en God seën en dat ons kan luister, want hierdie kind, dit is op 'n spesiale manier gebore. En ons is almal daar toe gesê is nee, sy naam moet Johannes wees. En almal sê, maar dis nie eers een van jou oupa se name nie. Hoekom Johannes? En hy sê, want dis wat God gesê het en ons vertrou God se woord en God se waarheid. So die oomblik toe Johannes opkom en hy begin praat, luister almal wat Johannes sê en Johannes se woord was een van die grootste woorde om te sê die Messias, die belofte vir die mensdom het nou aangebreek. Verstaan? Ek bedoel soos wat Sagaria hulle die belofte vir jou het nou aangebreek, julle gaan 'n kind hê, verkondig hy die woord, die belofte vir die mensdom het nou aangebreek, Christus gaan gebore word. En dis die prentjie van die heerlikheid. So, toe Elisabeth die waarheid hoor van wat gebeur, is, gaan, help my maar agter, hier ding wil nie vanoggend werk nie, gaan dit vir nog enetjie aan. Dis wat Elisabeth kom sê, Lukas 1:25, haar woord sê die volgende, Elisabeth getuig dat God se heerlikheid nou haar storie geword het. So toe die kind gebore word, verander dit, daar waar die belofte waar word, is dit haar optrede, dit is hoe sy reageer. Sy sê, hoe goed is die Here, het sy uitgeroep, hy het die skande van my kinderloosheid van my af weggevat. Dankie Here, ek prys U en ek eer U en ek loof U. En in Sagaria se prentjie, waar ek skryf daar met die Johannes se geboorte word het, waar mee God besig was sigbaar in Sagaria se lewe, dis asof daai tapuit word omgekeer. Hierdie priester is iemand wat jy kan glo, want die Here se seën is op sy lewe en as bewys daarvan is daar 'n baba en sy naam is Johannes, presies soos wat God deur hom voorspel het. Verstaan? Lukas 1 vers 63-65 skryf dit, hy sê, en daarop bedui hy dat hy 'n skryfbordjie gebring moet word, en tot almal se verbasing skryf hy, sy naam is Johannes, en hy kon dadelik weer praat, en hy het God onmiddellik begin prys, en hoor die gevolg is God se heerlikheid, die hele buurt is met ontzag vervul, en die nuus oor wat gebeur het oral deur die, daar is afgesny, Judeese heuwellande versprei. Hierdie storie versprei van daai oomblik af, van die moment af, toe hierdie seentjie gebore word, toe Johannes gebore word, is dit asof die tapuit vir al daai mense word omgedraai. Al daai mense het miskien die agterkant van hierdie tapuit, en dis miskien waar jy is. Jy weet God is daar, maar dit voel vir jou of God daar agter is. En my gebed vanoggend is dat jy sal besef, die Here sê, dis tyd dat ek die tapuit in jou lewe gaan omdraai. Dis tyd dat jy die heerlike prentjie sien waarmee ek die hele tyd besig is in jou lewe. Hou op vaskyk asof daar net een kant is, en hou op vaskyk glo asof dit die enigste ding is die chaos of die hartseer of die onvervulde gebede in jou lewe. Die Here sê die tyd breek aan, en hoor dit vanoggend, en ek glo dis die woord vir jou, dis hoekom jy vandag hier sit. En die Here hierdie woord in ons harte kom sit dit al vir 'n geruime tyd vir vanoggend, om te sê die tyd breek aan, soos wat hy vir Sagaria en vir Elisabeth gesê het, dat die tapuit word omgekeer in jou lewe. Die belofte waarvoor dit wat die Here vir vertrou word waar, hoe vat ons dit, Here, toe hulle dit vat, het dit 'n uitwerking op almal om hulle. So wanneer God se beloftes waar word, verander ons aanbidding, ons woorde en ons doel, die rede waarvoor ons leef. Hier's 3 punte wat verander. Die eerste een is, ons leef nou uit dankbare oorgawe. Verstaan dit, change. Dis nou wat gebeur, as ek nou sê om terug te gaan na die voorbeeld van die hondjie wat die kar vang. Dis wat hy doen as hy die kar het.
Ons leef nou uit dankbare oorgawe. Nie uit beheer, dis nie in ons beheer wat ons kan of nie kan doen nie. Dis uit dankbaarheid wat God vir ons doen, minder vra, meer aanbidding. Verstaan jy? Soos wat Sagaria minder vra, ek gaan nie meer die vrae vra aan die Here, maar wat ek gaan doen is, ek gaan net U verheerlik. Ons praat anders. Ons woorde getuig van God, nie net van onsself nie. Jy hoor dit gou as iemand se lewe deur God verander is. Hy praat nie net oor die negatiewe en die moeilike goed in sy lewe nie. Hy praat oor die oomblikke wat God vir hom deurgekom het. Ons praat anders. His glory is my story. Ek het 'n storie om te vertel. My storie is vervul met die heerlikheid van God. En ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik sit en luister na my storie en eers gaan jy vervul word met hierdie heerlikheid van God wat jou lewe kom verander. En dan die ander een, ons leef met 'n groter doel as onsself. God se seën is ons lewe en word ons se seën verander. Blessed to be a blessing. Die Here seën ons dat ons ander kan seën en mense kan vertel van sy goedheid. Ek wil afsluit, daar's iets wat ons hierdie week kan gaan doen. As jy hierdie woord leef, is daar 3 goed wat jy kan huis toe vat, jy kan dit neerskryf, jy kan dit net vat, fotootjie neem of wat ook al. So aanbid hom selfs waar jy nog wag. Ek wil vir jou aanmoedig om dit te doen. Ek dink as ons ophou om God regtig te aanbid en te worship en te praat met hom en te leef in 'n lewe van aanbidding, omdat ons moed opgee. Ek dink dis die verkeerde ding wat as die beloftes nie waar word nie. Ek dink wat jy kan doen is hou aan glo, hou aan aanbid. En dan die tweede wat jy kan doen is getuig. Getuig van sy getrouheid. Skryf dan selfs waar jy dit nog nie verstaan nie. Jy weet, ek hoef nie die eindprentjie van die storie te hê om eers vir jou te sê God leef nie. Ek kan vir jou saamvat in elke oomblik van my journey. So jou journey kan ook wees en sê, ek vertrou die Here vir dit, ek het dit nog nie, maar weet jy wat? In hierdie tydperk het ek al soveel geleer. Ek het al anders begin dink en redeneer en ek voel al anders oor dit. Doen dit, want dis waar ander ou sukkel. Weet jy waar is ons uitdaging? Mense wil net getuig as die ding gebeur het. Maar daar's bitter min wat leef waar die goed gebeur het. Die meeste is in die journey, is op pad. En die ander ou wil net weet, wat is my volgende stap? Waartoe moet ek volgende gaan? En hy het iemand nodig wat ook op pad is. Om te sê, weet jy wat, in die tye wat dit my die moeilikste was, het ek miskien dit of dit probeer, of het ek het by hierdie groep aangesluit, of ek met hierdie ou gaan gesels, of weet ek het net mense genooi vir 'n ete, en in daai ete het iemand my gebless met 'n woord, of wat ook al. Maar dis net 'n volgende ding, en besef ons almal is op hierdie journey, en dis miskien die volgende stap wat jy moet doen, en moet weet, en moet glo. Maar getuig oor dit, jy hoef nie te getuig, eers as alles in plek geval het nie. Maar getuig soos wat goed gebeur. Soos wat jy 'n oorwinningkie op 'n oorwinningkie op 'n oorwinningkie kry, getuig. En dan die derde natuurlik, leef met hierdie oop hande. Jy weet, om so te leef, is 'n lewe waar jy amper vir mense wil sê, hier is ek, gebruik my, wat kan ek vir jou doen? Skryf daar om die pad verander te wys na God, om te sê, ek verstaan hierdie journey is tough, maar ek wil vir jou wys, hier's 'n rigting, beweeg daai kant toe, ons is hier om mekaar te help. En ek wil dit vanoggend by jou los, ek wil vanoggend vir jou vra, dat ons mekaar 'n bietjie gaan bid. Net daar waar jy sit, miskien as 'n gesin, of miskien kan jy vir iemand bid. So ek gaan jou vra, kan ons gaan ons oë toe maak, almal wat hier is, kom ons maak gaan ons oë toe. En as jy oë toe is, en jy sit vanmôre hier, en jy sê, Rian, ek is nog nie daar nie. Dit wat ek die Here voor vertrou, die belofte, het nog nie tot vervulling gekom nie. Ek is op pad. Ek is besig met hierdie journey. Die Here is besig met my. Maar vanoggend wil ek 'n woord oor jou lewe spreek. Ek wil vir jou sê, sien dit soos doodgewone Sagaria en 'n doodgewone Elisabeth, wat elke dag getrou opgestaan het. Hy het sy werk gaan doen deur in die tempel dienste gaan doen. Dit was sy job, hy het dit gaan doen. Elke dag dieselfde. Ek lê met vanoggend iets raak sien, daai dag. Sagaria se lewe, daai een dag, toe die engele opdaag. Daai een dag, toe die woord kom, wat sê, jou belofte, dit gaan gebeur.
sien dit raak, sien daai dag. Dis dalk nie deur 'n engel nie, dis dalk deur 'n vriendin of 'n vriend, dis dalk deur die woord van God self, terwyl jy besig is met Bybelstudie, dis dalk deur 'n worship song, kom die Here en hy sê, die tyd het aangebreek, it's now. Kom ons hou vas aan daai oomblik en sê, Here, you've done it before. Here, jy het dit gedoen vir Sagaria en vir Elisabeth, doodgewone mense, en daai dag het aangebreek. Here, ek vertrou U dat daai dag aanbreek in my lewe. Maar tot dan sal ek bly getuig, en tot dan sal ek bly aanbid, tot dan sal ek met oop arms leef vir mense om my. Miskien as jy vanoggend net gebed nodig het, kan jy jou hand net opsteek en iemand gaan net sy hand op jou skouer sit en vir jou bid, vir jou beloftes, vir jou journey. Soos daar iemand is, steek gou jou hand op, dat ons net iemand by jou kan kry. Ons gaan almal vir jou bid. Hou net jou hand so tot iemand by jou is. As daar nog iemand is, steek gou op jou hand. Amen. Hiervoor stap jy Jesus. Dankie dan my. En dan gaan ek vra dat die res van ons net so, kom ons hou mekaar net vas. Dankie Here vir vandag. Dankie Here dat die woord die waarheid is. Dit wat in die woord staan is geskryf om ons te bemoedig waar ons onsself bevind vandag. Here, op my journey met U, Here, ek bid vir elkeen wat vashou aan hierdie belofte wat God gee. Here, ek bid dat hierdie beloftes in vervulling sal kom, soos daai dag wat aangebreek het in Sagaria en Elisabeth se lewe. Ons bid vir die vervulling van beloftes vandag in Jesus naam. Ek bid, Here, dat hierdie beloftes ons, die vervulling daarvan ons lewens so sal verander, dat U daardeur verheerlik word. Your glory is my story. Here, dat dit so deel word van ons lewens, dat mense U sal raak sien en U sal verheerlik om te sê, but we believe in God. Want as die Here jou lewe so kom verander het, kom omkeer het, in een oomblik, in een moment. Here, ons vertrou saam met elke persoon, elke belofte wat daar lê, elke persoon wat 'n verwagting het, elkeen wat vir U vra, Here, ons kom tree vanoggend in saam met elke vraag. Ons bring elke vraag na U toe, Here. En ons kom bid U seën af, Here. Ons kom bid U waarheid oor elke prentjie af, Here. Ons kom bid dat daai tapuite, daai omgekeer word en die prentjie sigbaar begin word. Dat ons kan sien, hierdie tapuit is dalk nog nie klaar geweef nie, maar ek kan die prentjie begin sien. Ek kan sien waarheen hierdie weefwerk op pad heen is, Here. Want U is die een wat dit doen. U is die wewer. U is die een wat elkeen van ons 'n prentjie kon weef. Here, mag ons dit sien vanuit U perspektief en nie van ons kant nie, Here. Ek bid dit in U naam. Ek bid, Here, vir getuienisse wat kom uit hierdie oggend. Ek bid vir mense wat hulle gesin en hulle families gaan kom verras met 'n getuienis deur te sê, daai dag toe ons in die kerk was, het die Here my lewe kom verander. En ek wil vir julle vertel wat gebeur het. Dat U daardeur verheerlik word, Here. Ons vertrou U in hierdie tydperk. Bid ek vir mense wat alleen is en wat net voel hulle is tussen mense, maar hulle is alleen. Ek kom bid dat U hulle kom optel en hulle harte kom vashou, Here. Dink aan daai tye wat Elisabeth miskien alleen net met U gepraat het oor haar behoeftes. U was daar in elke gebed. U was daar met elke traan wat gedrup het. U was daar in elke oomblik van vrae en van verwardheid en van teleurgesteldheid was U daar, Here. En op die regte tyd, op daai oomblik het U dit bestem. Daar was 'n dag wat 'n engel in hulle lewe ingestap het. Bid ek, vandag is die dag wat die Heilige Gees in ons lewens instap en dinge begin verander in Jesus naam. Here, ek wil ook bid in my hart net, ek wil elkeen net seën wat U is vandag. Here, met die tydperk van Kersfees wat voor lê en hierdie seisoen van waar so baie mense rond travel, Here, kom bid ons die beskerming en die liefde en die voorsiening af vir elkeen se lewe.
Here, kom seën ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Jy kan saam met ons staan en sluit ons af. Thanks, Rian. Standing on resurrection ground, living a life that has been found in you. You have redeemed me from my sin. Rivers of life now flow within. You've made me near. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. I'm walking on resurrection roads. I'm living a life that's full of hope. Hope in you. No longer a slave to my old ways. I'm dancing to rhythms of your grace. You've made me new. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're lifting up our voices one. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're lifting